Hallo daar almal, ek hoop dit gaan sommer baie goed met elkeen van julle. Soos ek vir julle gesê het, gaan ek so 'n bietjie reels maak oor goedjies waaroor ek ook hierdie jaar gesels het in my kort videoetjies wat ek gedurig post, as ek dit so kan sê. En weet julle, hierdie ding is iets wat my baie en nogmals baie bystaan. En ek is seker, nie net ek sukkel daarmee nie, maar ek dink baie van ons ook. Het jy hierdie idee dat wanneer jy iets nuuts wil doen, dan sit maar wat gaan daai een sê? Wat gaan die een sê? Maar wat gaan daai ene nou daarvan dink? Weet jy, dis regtig iets waaraan ons sal moet werk. Ons is so vasgevang in wat sal die mense sê, in plaas van maar wat sal God sê? Ons is so gefokus op om mense tevrede te stel, in plaas van om vir God tevrede te stel. Ons ons stres onsself eintlik uit. Want ons het hierdie as ek dit so kan sê, hierdie denkwyse van, maar wat gaan daai ene nou sê as ek dalk nou vandag besluit ek wil dalk 'n suit dra? Wat gaan daai ene nou sê? Of as ek dalk besluit ek gaan vandag, kom ons sê byvoorbeeld, ek gaan dalk net 'n uur afvat. O, maar wat gaan daai ene nou sê? Ek is lui. O, ek is hoe kan ek dit nou stel? Ja, ek is te lui om te wil werk. sien jy my vriend, vriendin, hoe hoe erg is ons denkwyse ingestel op wat sal die mense sê? Ons bekommer so oor wat sal die mense sê? En dan vergeet ons ook, maar wat van jouself? Jy benadeel jouself. Hoekom? Want jy wonder oor wat sal die mense sê? Somstyds bring jy 'n heeltemal 'n ander persoon van jouself uit. Hoekom? Want jy wil mense tevrede stel. Want jy's bang as jy dalk net jy gaan wees. Maar wat gaan die mense sê? sien jy hoe maklik is dit dat ons heeltyd vasgevang is in hierdie denkwyse van wat sal die mense sê? En dis regtig iets wat ons sal moet aanwerk. Ek hoop elkeen van ons, insluitend myself, gaan in 2026 'n punt daarvan maak om op te hou worry oor wat sal die mense sê, maar kom ons worry meer oor wat sal God sê. Ek meen, ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee uit my eie lewe. Ek is bang trek ek dalk nou my baadjie aan wat ek altyd dra, my netjiese baadjies. Nou is ek bang ek trek dit aan na 'n sekere plek toe soos byvoorbeeld kerk. Maar nou wonder ek, wat gaan die mense nou weer sê? Gaan hulle nou weer iets sê oor my baadjie? En baie keer ook, as ek dalk iets wil doen wat ander nie meer saamstem nie, en nou praat ek nie van sonde nie, ek praat nou soos van, kom ons sê byvoorbeeld, ek is nou nie lus om vanaand uit te gaan nie. Ek wil eerder by die huis spandeer. Maar nou dink ek, wat gaan die mense sê? Is ek 'n mama's boy? Is ek dalk 'n partypoeper, as ek dit so kan stel? So daar's soveel dinge wat ons hier in ons denkwyse het, hier in ons denkwyse. En ons beroof onsself van 'n lewe om voluit te leef, voluit vorentoe te gaan. En dis iets waaraan ons sal moet hard werk in 2026. Kom ons hou op om eerder mense tevrede te stel. En ons stel eerder vir God tevrede, want ek kan nou vir jou sê, God sal laat jy jouself uitleef. God sal wil hê jy moet die mens wees wat hy geskep het. Hy wil hê jy moet jou lewe in oorvloed leef. En ek praat nou nie van sondige wys of om net heeltyd te party en om hand uit te ruk nie, maar dat jy vrede in jou hart het oor dit wat jy doen, dit wat jy sê, dit wat jy aantrek, selfs dit wat jy eet, om vrede te hê. Maar hoe kan ons vrede hê as ons heeltyd bekommer oor maar wat sal die mense sê? So sien jy my vriend, vriendin, daar is so baie dinge hier in ons denkwyse wat eintlik ons beroof van 'n volle lewe. Ons hou onsself gevange. Hoekom? Want wat sal die mense sê? So ek dink dis tyd dat ons daai mindset breek. Dis regtig tyd dat ons begin ons lewe leef. Ophou bekommer oor, maar daai een gaan nou weer iets te sê. Daai een gaan nou weer dit. Daai een gaan nou weer dat. Dit moet stop. Dit moet stop. Ons het 'n lewe gekry om voluit te leef. Ons het nie 'n lewe gekry om te worry wat sal die mense sê nie. Ja, dit is goed om, hoe kan ek sê,
om iemand te beïndruk en al daai goed. Maar jou lewe moenie om dit wy nie. Daar gaan mense wees wat nie gaan beïndruk wees met wat jy doen nie. Daar is mense wat altyd kommentaar gaan hê, daar's mense wat jou gaan sleg sê, daar's mense wat jou gaan sleg praat. Dis iets wat ons nie kan verbykom nie, maar ons kan keer dat dit ons lewenswaarde en ons lewenskwaliteit steel. So gaan ons saam 'n punt daarvan maak en ons gaan eerder voluit leef, die lewe wat vir ons voorlê, voluit leef, sonder om net heeltyd te bekommer, maar wat sal die mense sê? Lekker dag vir julle almal.